Goeiedag en welkom by die PPN-span. Ons spring sommer weg met splinternuwe nuus vir hierdie nuwe jaar. Heel eers gesels ons met Babs oor die kategese. Hallo, julle is almal seker bewus daarvan dat Sondag begin ons kategese en ons is baie opgewonde om al die kindertjies hier te hê, maar ongelukkig het ons nie genoeg kategete nie. En ons is dringend op soek na 'n kategeet vir ons graad 3 klasie. En die klasie is tydens ons eerste diens van 09:30 tot 10:30. En die enigste kwalifikasie wat jy nodig het vir hierdie diens aan ons kleintjies is 'n liefde vir die kinders en natuurlik 'n liefde vir ons Here. Dankie. Dankie Babs. Dan gaan ons gou oor na JP wat iets oor die stapklap wil sê. Hallo dieries, die vorige stap was absoluut divine. As ons nog nie jou inligting het nie, en jy wil ons join met ons volgende stappie, mail ons na die adres hier. Hier kom hy nou. Mail ons na die adres hieronder. Ons volgende stap is op Saterdag 31 Januarie, en die keer doen ons Parel Rock. Sanet sal julle in die week mail met al die details. Goeie tye, toedels! Dankie JP. Aan die begin van 2015 kyk ons ook terug na 2014 wat 'n geseënde jaar vir Kraaifontein Park en gemeente was. Van die hoogtepunte was die dinge wat ons as gemeente kon saam doen en waar ons kon saam kuier. Die jubelfees, die jubeldans, die gemeentekamp, die stapklip en die verderboue en vonkelwynoggend. Geleenthede waar ons as gemeente ook lekker kon saam eet, soos die bazaar, die potjiekos, die hoenderbraai en die snoekbraai. Geleenthede om ons geestelik te versterk, soos die week van gebed, die paasdiens, die kersaanddienste, sonnaskoolopvoering, Pinkster en ons gewilde kinderpinkster. Daar was plekke wat ons kon help dien deur die diens van barmhartigheid en die klerestoor. Daar was groepe waar ons kon inskakel, soos die Silwervarings, omgeegroepe, die Orpa-groep of die jeug wat weekliks bymekaar kom. Daar was ook projekte wat in 2014 werke gekry het. Huis ten Biso, waar gemeentelede die nodige skenkings gemaak het en baie van hul tyd gegee het om die babatjies se versorging te help. Huis Ravensig wat gereeld besoek word en waar gemeentelede hulp gee aan senior burgers met persoonlike versorging en ontspanning. Daar was ook koek en tee geskenk aan die inwoners vir Moeders- en Vadersdag. Dienste op Kombuis het die jaar 'n groot hupstoot gekry. Haar kombuis is verbeter en die kerk se jeug het hard gewerk om 'n groentetuin aan te lê. Daar was ook 'n wonderlike potjiekosdag met kersgeskenke vir die kinders en die senior inwoners van Goliath Estate. Op Madiba dag het Shoprite die kinders bederf met pakkies en 'n kulkunsie vertoning. Mayan maak 3 keer 'n maand vir die kinders kos. By Kraaifontein huis het ook baie gebeur. Hulle is bederf met 'n potjiekos en musiekdag, hulle biblioteek is geverf, daar is rakke opgesit, boeke is oorgetrek en geliaseer. Ook hulle naaldwerkkamer is mooi gemaak. En vir Kersfees was daar oorgenoeg roomys en koek vir almal. Daar was ook 'n skoenboksprojek wat ons saam met Parel Landbou College aangepak het. Die senior ete was ook 'n groot hoogtepunt met heelwat werk en fondsinsameling soos konwyntjies en potjiekos verkope wat agter die skerms gebeur het om hierdie spesiale dag te laat realiseer. Daar's die Orpa groep wat broodknippies insamel om vir iemand wat dit nodig het 'n rolstoel te verskaf. As ook die komberse wat hulle gemaak en gaan uitdeel het vir die kinders en gestremdes. Met Huis Andrag se satelliethuis het ons slegs 1 keer afgekondig en dadelik genoeg mense gekry om hulle verjaarsdagpakkie projek te laat slaag. Dan die Rihanna se projek waarvoor die kategese skryfbehoeftes ingesamel het. Die kinders is ook met 'n propvol lekker goed pakkie bederf vir Kersfees. Die Kerspakkie projek met soveel mense wat 'n bydrae gemaak het, deur produkte te skenk, pakkies te verf en te verpak. Wat 'n groot seën was daardie projek vir ons gemeenskap. Dit was dan 2014 in Netedop. Dankie vir elke liewe persoon en instansie wat iewers betrokke was. Of dit met reëlings was, tafels dra, produkte of geldskenkings, die bakkers, die braaiers, die potjiekosmakers, die boekoortrekkers, die verwers, die musiekmakers, die kosmakers, die aankopers, selfs die groenteskillers. Almal van julle het 'n groot verskil gemaak. Ons sien saam met julle uit na 2015 en hoop en glo dat ons hier waar ons geplant is, self nog meer kan doen
Want saam met God maak ons 'n verskil in Parke Gemeente.